Dis nou die Frans Joubert van Lewende Hoop wat met u praat op 21 September 2025. Gelukkig is dit ons al 'n bietjie verder. Ons tema is die diereriem, of soos dit ook bekend staan, die zodiac. Verlossingsplan in sterrebeelde, of dan Bybelse astrologie. En ons wil erkenning gee aan baie navorsers, en ek gaan 'n paar name uitsonder. E.W. Boelinger, die kleinseun van die destydse hervormer, H.B. Rand, K. de Kok, G. Joubert en Beergond. Kom ons bid saam. Abba, saam met die psalmdigter wil ons u besin. Hoe groot is u en hoe wonderbaar is u. U as ons skepper verlosser wat weer gaan kom op die wolke as ons koning en bruidegom. Ons aanbid u en ons het u lief en ons eer u. Dankie vir hierdie wonderlike openbarings wat in u sterrebeelde vir ons opgesluit is, wat ons vandag iets hiervan kan leer. En dankie dat u dit nog eens, u grootheid en u almag vir ons bevestig. Ons vra weer eens dat u ons verstand en harte sal oopmaak, dat ons sal kan inneem van u heerlikheid. Ons dankie in Messia Yeshua. Amen. Die heelal het nie van self tot stand gekom nie. En dit is nie net 'n groot oerknal en toe alles uit niks het ontstaan. Jahwe het gepraat, het gespreek en dit het ontstaan. Dis baie presies deur hom geskape, deur 'n almagtige God, 'n Elohim. En die Skepper self, hy het dan dit ook presies vir ons in detail gemerk. Sy stempel daar gesit, as die watermerk van syferwaardes onder andere, dat dit aan hom behoort, alles behoort aan hom, dat dit syne is, en dat dit tot sy eer alleen is. Hy is so almagtig en ontsettend groot, dat hy selfs die heelal se sterre, elkeen name gee, al is dit triljoene sterre. Hulle praat van 'n paar miljard melkweë, en elke melkweg het miljarde sterre. En hy gee elkeen name. Psalm 147 vers 4 en Psalm 19 vers 2. Hy bepaal die getal van sterre. Hy gee hulle almal name. Psalm 19 vers 2. Die hemele vertel die eer van Elohim en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Nou hierdie eerste deel van Psalm 19 vers 2 se syferwaarde stel op na 888. En dit is dan ook gelyk aan Yeshua aan die Grieks. Dit is ook gelyk aan 888. Psalm 19 vers 2, ons wys hom weer vir u en ook 'n stukkie daarvan in Engels. Daai stukkie in Pers vir u getoon. Die hemele vertel die eer van Elohim. The heavens declare the glory of God. As jy na die Hebreëse letters kyk, en jy kyk na Yeshua in die Grieks, dan tel dit op na 888. So dis gelyk aan mekaar. Dis is hierdie hemele met sterre baie belangrik in Vader se oog. En waar ons baie van die diereriem se bewyse gaan gee met syferwaardes, om dit as menslik onmoontlik en goddelik te bewys. En daarom moet ons net vlugtig weer kyk en ook vir die nuwe mense, hoe werk syferwaardes met die Hebreëse en Griekse alfabette, het elke letter 'n syferwaarde. In die Hebreëus, dan is 'n kolomme van 1 tot 9, 10 tot 90 en 100 tot 19. As jy linksbo kyk, Alef se waarde is 1, Bet se waarde is 2, Gimel 3, Daleth 4, Hy 5, Waf en so aan. En die Grieks werk presies dieselfde. Dis enkel digitale, dubbel digitale, triple digitale. Daar was oorspronklik in die Hebreëse taal glad nie syfers nie. Hulle het die letters gebruik met syferwaarde. Grieks werk net so, alfa is 1, beta 2, gamma 3, delta 4, 5, epsilon, so aan. Dit beteken dat elke woord, elke naam in die Ou Testament van Hebreëus en in die Nuwe Testament in Grieks het 'n syferwaarde soos wat jy die letters kan bymekaar tel, hulle waarde. En waar die getalle dieselfde is dit dus gelykwaardig aan mekaar. Dit pas. Dit is soos 2 en 2 is 4
en 4 is gelyk aan 2 en 2. So een begrip is gelyk aan die ander begrip. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Mense kry ook nog syferwaardes in die Bybel, Bybelse numerologie of eerder getalle leer in die skrif. 1 staan vir eenheid, 2 vir getuienis, 3 vir goddelike volmaaktheid, 4 vir aardse skepping, 5 vir genade of skeiding, jy het 5 vingers van elke hand. 6 is die syfer van die mens, soos jy weet, die Adam is geskape op die 6de dag. 7 staan vir geestelike volmaaktheid. Ek gee net die kort goedjies, daar is altyd 'n positief en 'n negatief. 8 staan vir heropstanding, nuwe begin of wedergeboorte. 9 staan vir finaliteit, oordeel of rus. 10 is randordelike volmaaktheid of dan die raadsplan. 11 is getuienis. Dit kan ook wees verwarring of chaos, of dit kan te doen hê met musiek en harmonie. 11 is getuienis, soos ek gesê het. Dit staan meestal vir chaos. 12 is regeringsvolmaaktheid of uitverkiesing. Daar's 12 sterre konstellasies waarvan ons gaan praat. Daar's 12 stamme van Israel, daar's 12 apostels. Nou 13 in die negatief is vir die Satan, vir suurleeg en sonde. Maar in die positief is dit vir versoening. En ons gaan nie daarop uitbrei nie, ons wil net dit kortliks aan die voorhou. Dit beteken dat die name van die Messia as volgens dit daar op die bord geskryf is, die Grieks is Kurios, Yeshua Christus. Kurios wat meester is, soos ons in algemeen graag gebruik in Afrikaans, Yeshua die Hebreëus van die Grieks en Messia. Meester of Here Jesus Christus dan, soos dit verkeerdelik vertaal is in ons Bybels. Dis 800 plus 888 plus 1480, dit tel op na 3168. Dis 'n syfertjie wat ek dalk nog weer gaan sien vorentoe. Maar dit beteken ook daar's kombinasies van die name waar ons net praat van Yeshua Messia. Dan tel die 2 op na 2368. Want Yeshua is 888 en Messia of Christus is 1480. So, dis net om te weet. Nou, vanaf die aarde is die sterre amper soos 'n groot ring of band rondom ons. Dit wat ons kan waarneem. En soos wat die aarde draai om die son en ons in die sonnestelsel saam met die son beweeg, sien ons dat die sterre so rondom ons in hierdie formaat verskyn, of die sterrebeelde. Nou in antieke tye is die sterregroepe in beelde gesien, en sekere beelde of prente wat dan saamval met die verskillende 12 maande van die jaar. 'n Mens kan vra, waar sou hierdie sterrebeelde vandaan kom, wat prente bevat van slange en krygers en konings en vroue en diere en voëls en baie ander uitbeeldings. En in my eenvoud sou mens geneig wees om die betrokke sterre in 'n prent met mekaar met lyne te wil verbind. Ek dink dis vir ons algemeen as jy die sterre sien, jy wil, hoe sê hulle op Engels, connect the dots. Jy wil die prent maak met lyntjies, né? Maar dit gee hoegenaamd nie die prente weer soos deur die eeue heen oorgedra. Die feit van die saak is dat hierdie sterrebeelde of prente geen duidelike verband hou met die sterre in hulle posisies wat daarin vervat is. Dis eintlik abstrakt met meer verbeelding as lyne. Tog vorm hierdie prente die basis van feitelik alle sterrekaarte van antieke tye, ons praat van 4000, 5000 jaar gelede, reg oor die aardbol, oor verskeie beskawings heen. En is dit as ware deel van 'n algemene astrologiese taal. Nou daar skrywers wat beweer dat die verlossingsplan van ons godheid, van Elohim, aan Adam en sy seun Set deurgegee was, en waarskynlik dan met hierdie sterrebeelde of prente. Dis ook so geboekstaaf deur die historikus Josefus. Almal weet van Josefus, né? En dat dit al so vroeg as 3447 voor Messia so waargeneem en opgeteken is. Dis wat die geskiedskrywers vir ons sê. Dis terloops in die tyd van Adam en Set se leeftyd. Nou ons weet dat hierdie prente in die vroegste rekords van die mensdom opgeteken is in verskeie beskawings by herhaling. Nou, wanneer mens na die Bybel kyk, so vind mens in die boek van Job
en dis een van die oudste boeke in die Bybel, dat dit melding maak van die diereriem, oftewel dan die zodiac. En daar word spesifiek gepraat van die Orion en die Pleiades konstellaties. Laasgenoemde wat verband hou met die 7 sterre van Openbaring 3 vers 1, en ons sien dat daar ook 'n verband getrek word tussen die sterre en die 7 geeste van Elohim. Ons lees vir die Openbaring 3 vers 1, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van Elohim en die 7 sterre het. Nou hier in Job word ook dan verwys na hierdie spesifieke sterrekonstellaties, naamlik die Pleiades as die bekende 7 susters in die boeretaal. En daai 7 susters kom in 'n perfekte spiraal voor, en met eenvoudige wiskunde kan 'n mens ook sien dat dit gemerk is met die name van ons Godheid, met die goue verdeling as 'n goddelike watermerk. En ons sal eendag dalk daaroor met u so 'n bietjie gesels en dit vir u wys. Daar is hy vir u getoon met die goue verdeling en die spiraal. Nou die Pleiades sterregroep is in die sterregroep Taurus, wat so 400 ligjaar van die aarde af is. Taurus die bul. Nou is dit interessant. Daar word 'n vraag aan Job gevra deur die Elohim self. Job 38 vers 31. Kan jy die bande van die 7 ster knoop, of die toue van die Orion losmaak? Kan jy die diereriem uitbring op sy tyd en die beer met sy kleintjies lei? Nou meeste van ons behoort die Orion konstellasie te ken, waar die gordel of die belt met die 3 sterre so skuins amper in 'n lyn, ook genoem word die 3 konings in die hemelruim verskyn. Wat interessant is dat hierdie 3 konings op 'n sekere skaal presies pas op die 3 groot piramides wat op die Giza plateau is op 'n sekere datum in 'n spesifieke tyd. Nou oor die groot piramide, dis 'n ander gedag se groot gesels. Hierdie 7 ster of 7 susters, oftewel die Pleiades sterregroep, is dan iets wonderbaar, oor hy baie genoem word. Nou Jesaja noem ook die Orion konstellasie in Jesaja 13 vers 10. Net om te wys, die 3 piramides op plan, is 2 van hulle lyn presies op oor hoeks, en dan die kleiner een, Kyrinos, is so effens skuins, en op 'n sekere tyd, ongeveer 10.500 voor Messia, as jy hulle op mekaar plaas op 'n sekere skaal, pas hulle presies. So, daar is baie in die storie. Terug tot by die diereriem. Wat bedoel ons met sterregroepte, oftewel konstellaties? Nou, almal van u behoort te weet dat die diereriem, oftewel die zodiac, waar die sterregroepe in 12 hoofkonstellaties is, het hulle ook helpers of medewerkers. Party noem dit handlangers, met verskillende beelde wat daarmee uitgebeeld en vereenselwig word. Let wel, dit is 12 konstellaties wat dui op uitverkiesing. Dan dis net vir sekere mense bedoel. So het elke stam van Israel ook een van hierdie 12 konstellaties as deel van hulle embleme gehad. Het jy dit geweet? Elke stam het een van hierdie embleme as deel van hulle, kan jy maar sê, daaglikse goed gehad, hulle tekens. Gaan lees bietjie Genesis 39 en die Deuteronomium 33. Nou daardie beelde of prente wat baie van ons weer ken het as die, in aanhalingstekens, die sterre voorspel. En ek wil vir sê, daai storie is 'n sataniese verdraaiing van goddelike waarhede. Ons word in Jesaja 47 vers 13 gewaarsku om ons nie met aardse of dan wêreldse astrologie op te hou nie. Daardie sterrebegelary wat die mense mee besig is in die algemeen. En wonder dat die profeet het geskrywe in Jesaja 47 vers 13. Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne, laat hulle tog optree en jou red, die wat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Dit was in hoeveel tydskrifte en koerante altyd die sterre voorspel, en dan lees die mense dit en hulle glo dit so waar. En dan besweer hierdie profeet sommer hierdie sterrewigelaars wat met hierdie duiwelse goed Peter, soos die sterre voorspel.
Hulle Peter met duiwelse goed, soos die sterre voorspel. En dit bly asseblief ver weg daarvan. Dis demonies. En die algemene ding was, as die blonde aster nou kastig die aantreklike groot blas man gaan ontmoet, né? Daai tall, dark en handsome ou. Ja. Of dat jy skielik die lotto gaan wen, volgens die sterre voorspel. Ja. Ek wil vir u sê, en ek gaan dit sommer kleinweg sê, dit is nonsens. En dit plaas bindinge en vloeke op 'n mens. Dis dieselfde as fortuinvertellery. En ek herhaal, dis demonies. Moet niks daarmee te doen hê. Nou ons wys vir u die skorpioen prentjie, daai diereriem, dis konstellasie nommer 3. Dis terloops een van die enigste prente of beelde wat vir my redelik duidelik is, wat ek in my verbeelding nogal kan uitken van die skorpioen, want hy het 'n groot rooi oranje ster Antares daar in sy bors, en dan sien jy hier aan die onderkant het hy 'n klomp sterre wat eintlik so baie mooi die angel van die skorpioen vorm. So van die res moet 'n mens maar regtig jou verbeelding gebruik om daai getekende prentjies te sien. Nou verskillende kunstenaars het dit effens verskillend geteken en uitgebeeld oor eeue heen. Van hierdie 12 verskillende beelde as sterregroepe wat saam met die maande van die jaar loop, beeld dan ook die Bybelse verlossingsplan uit, want hierdie sterregroepe vertel eintlik die Bybelverhaal van sondeval, uiteindelike redding, verlossing en oorwinning. Hier is nog 'n kunstenaarsvoorstelling, so jy kan sien, dit verskil taamlik. En daar is nog 'n voorstelling, dit kom uit E.W. Bullinger se storie. En dan is dit interessant dat sterre word volgens sigbare helderheid en dan al grootte geklassifiseer in 'n spesifieke orde. Die helderste ster word byvoorbeeld die alfa ster genoem. En die bietjie minder ene, beta, en nog minder helder, gamma, dan delta en so met die Griekse alfabet af. Hoe kleiner en hoe dowwer die sterre voorkom. So dis die klassifikasie. Nou ons gaan nie vir al die detail vir u gee nie, anders gaan ons 2 dae in plaas van 2 uur gebruik. Nou die son se oënskynlike baan in hierdie elliptiese diereriem neem 'n jaar en mense sien dan elke maand 'n ander sterrebeeld of konstellasie van 'n versekerde punt. Maar die son skuif eintlik ook bietjie agteruit. In die Melkweg beweeg ons en ons maak 'n volle siklus op hierdie elliptiese baan en hulle noem dit die ekliptika. Om uiteindelik na 25.920 jaar, 25.920 jaar, dan kom die son presies weer op dieselfde plek in die Melkweg aan. Dis is die son vir 'n vergewe tyd in elke jaar in een van hierdie konstellasies. En dit duur dan eintlik 'n periode van 2160 jaar. 12 maal 2160 is 25.920 jaar. En dit word genoem die groot jaar of die vaste tye van Genesis 1 vers 14. Daar staan van ure, dae of ure, dae, weke, maande, jare, tye en vaste tye. Nou hierdie amper 26.000 jaar word dan ook vir ons in die groot piramide bevestig in sy afmeting. Nou aan die begin van hierdie groot jaar of vaste tyd van amper 26.000 jaar begin dit in die diereriem met die sterrebeeld of die prent of konstellasie van die maagd Virgo. En dit eindig uiteindelik na hierdie hele siklus met die konstellasie van leeu, naamlik die leeu. Waar vind 'n mens bevestiging? Een van hulle is die Sphinx van die Giza plateau. Die Sphinx het die lyf van 'n leeu en die kop van 'n vrou, wat ook hiermee verband het. En dit beweeg, of dit bevestig hierdie orde van die maagd tot die leeu. Dis eers die maagd en uiteindelik triomferende leeu van Juda, wat alles onder sy voete gaan stel. Ons was daar klompie jare gelede, dis al amper 30 jaar gelede, en mense het na daai Sphinx gekyk. Die is eintlik teleurgestel, want op die prente lyk hy verskriklik groot. As jy daar kom, is hy maar effens kleiner.
en ons kon die watererosie sien, soos dit onder die Sphinx se kop bietjie weggekaal het met die vloed van Noag. Daar is 'n prentjie van die Sphinx. Nou Sphinx beteken om naby mekaar te verbind, om aan mekaar te verbind. En dis word die vrou en die leeu hier aan mekaar verbind. Elkeen van die 12 sterrebeelde, prente of konstellasies, het dan 3 ander konstellasies as helpers of medewerkers, of handlangers as jy wil, wat daarbey ingesluit is en verband het. Wat dit is 4 konstellasies per diereriem maand maak, in totaal dus 48 sulke sterrebeelde of prente. Nou, op Engels word na hierdie sekondêre konstellasies verwys as deacons. Ons noem dit hulpkonstellasies, helpers, medewerkers of handlangers. Nou, die betekenis van hierdie sterregroepe se name gee vir ons eerstens die godsplan weer. En eintlik is dit 'n heenwysing vir ons na die ewige lewe lank, selfs voordat die groot piramide of die Stonehenge gebou is, wat beide dieselfde verhaal van verlossing en klip vertel. Ons gaan hopelik vir u dit ook aan eendag gee. Van die skagte van die groot piramide lyn op in sekere tye of op sekere datums in tyd, presies met sekere van hierdie sterrekonstellasies, soos die Pleiades, die Draakster, die Beer, Ursa Major en Ursa Minor, die klein beer en die groot beer in Afrikaans, of die hondkonstellasies van Sirius. En weer eens 'n storie vir 'n ander geleentheid. Ons wys net vinnig vir u, onlangs met 2017 September was daar opleiding met die planeet Jupiter en met leeu, die leeu. En daar was die opleiding 2500 jaar gelede, ongeveer toe die piramide gebou is, het die piramide soos ligskaggies opgelyn met die El Draco ster, Ursa Minor, Ursa Major, die Orion konstellasie en dan Sirius as die hondkonstellasie. Van die skagte van die piramide lyn dan op met hierdie konstellasies en dit vertel vir jou 'n presiese storie, want jy moet ook die tyd daaraan gee. Daar is nog 'n opleiding, ongeveer ook 2500 voor Messia, toe die groot piramide gebou het. Nou die 12 hoofkonstellasies met hulle sekondêre konstellasies, die helpers, medewerkers of handlangers, is dan die volgende. Ek wil net noem, ons gebruik die oorspronklike Latynse, Griekse, Galdeese, Arabiese, Egiptiese, Persiese of Hebreëse name, want hulle het spesifieke betekenis. Nou Virgo die maagd met hulle sekondêre konstellasies is Coma, Berenice, die begeerde of vrou met kind, Centaurus, die perdmens, of Boetus, die een wat kom, of man met sekel. Nou hierdie saak van hierdie konstellasie, as jy dit opsom in een sin, gaan dit oor die maagdelike geboorte van Messia. Dis waaroor die hele konstellasie gaan. En dit is waar dit deur 'n ander kunstenaar uitgebeeld word. Daar kan jy sien, ek weet nie, wys die pyltjie? Nee, hy wys nie. In die middel op die ekliptika wat so skynsreg van bo na die kant toe loop, met die noordelike halfrond en die suidelike halfrond, kom dit voor asof sy op haar rug min of meer lê en sy hou in haar hande aan die regterhand 'n takkie en aan die linkerkant hou sy 'n bietjie saadkoring. En dan regsbo is dit die vrou met die kind, die begeerde is die naam, en dan onder is die perdmens en bo is Boetus, die een wat kom. Die tweede konstellasie is die weegskaal met sy werkers, die kruis, of dat dit die suiderkruis is wat ons almal behoort te ken hier in Suid-Afrika, en dan die slagoffer van die centaur, die wolf en in die noordelike kroon. Die hele saak gaan oor Messia se bloed wat ons sondes bedek. En ons gaan vorentoe met 'n tweede aanbieding vir u detail gee. Daar is nog 'n kunstenaarsvoorstelling, Libra, die weegskaal, en interessant, sy middellyn is min of meer op die ekliptika lyn, wat noord van suid skyn.
Aan die onderkant sien hy 'n wolf of 'n ding wat op sy rug lê, en dit beteken die verslaane vyand. En dan regs onder die suiderkruis wat ons in ons hemelruim baie duidelik kan sien. En dan in die noordelike halfrond sien jy die kroon. Dis waaroor dit gaan. Die derde ene is die skorpioen wat ons as vlugtig na gekyk het. Sy handlangers of helpers is serpens, die slang, of Pheaugus, die slanghouer, die ou wat die slang vashou, en Hercules, die magtige. En hierdie saak gaan oor Messia oorwin die vyand, maar hy word selfs eers verwond. Ek bedoel, hy was op Golgotha en hy is doodgemaak. Maar hy het goddank opgestaan. Daar word vir ons gewys, Skorpio hieronder, hy is 3/4 in die suidelike halfrond, en dan is dit die slanghouer, die man wat die slang vashou, en dan sien 'n mens die slang en Hercules. Die vierde een is die Sagittarius, die boogskutter. Sy medewerkers of helpers is die harp, Lyra, Ara, die poel van vuur en die draak. En jy kan al klaar hier 'n patroon begin sien. En dit gaan oor die lof aan Elohim vir Messias se oorwinning. Want hier word die vyand verslaan en hy word in die poel van vuur gegooi. Dit is wat die storie in kort vertel. Ons gaan in detail verder gaan. So daar's 'n prentjie van hom. Die boogskutter is dan in die middel, Ara die poel van vuur, Lyra die harp en die draak wat neergewerp word. 5, die seebok of die bok met die vislyf. Nou die medewerkers, is Sagitta die seepyl, Aquila die gewonde arend en Dolphinius die dolfyn. En dit gaan daaroor dat daar 'n oorvloedige lewe is in Messia deur seisoensverdienste doen. Bok met die vislyf, sy kop is in die noordelike halfrond, die lyf is in die suidelike halfrond, en dan sien ons die gewonde arend regs bo, die dolfyn net langs hom, en heel bo 'n pyl wat so van regs na links trek. Dan kry ons nommer 6, Aquarius, die waterdraer. Sy medewerkers is Piscis austrinus, en hulle noem dit die suidelike vis, en Pegasus, die gevleelde perd, en Cygnus, die swaan. En hierdie konstellasie gaan daaroor, dat dit is Messia wat die lewende water gee vir ons almal wat dors het. Daar's 'n prentjie van hom. Die waterdraer, sy bolyf is in die noordelike halfrond, die ander en hy hou 'n kruik sinnebeeldig in sy hande en hy stort water uit en die water, die vis, suidelike vis, is die een wat daarvan drink. Dit versimboliseer baie dinge. Dan is dit die gevleelde perd. Hy is onderste bo, as jy hom kan sien. En so reg bo, die perd is net onderste bo. En dan die swaan, heel bo. Die sewende konstellasie is Piscis, die visse. Hulle twee word verbind met 'n band. En dan kry Cepheus die koning en dan kry Andromeda die vrou in kettinge, gebonde vrou, sinnebeeld van Israel wat grootste tyd van haar bestaan gebonde is. En die boodskap van hierdie konstellasie is Messia bring verlossing aan sy kinders in sonde. Hy bring totale verlossing vir ons. Daar's 'n beeld daarvan. Die ekliptika is hier heel onder waar die band staan. En dan sien jy 'n vis en 'n vis bietjie noord. Die onderste een is bietjie groter op die beeld. En dan die vrou wat onderste bo is met die kettinge aan haar voete. En dan die koning wat ook onderste bo is aan die heel bokant. So dit is min of meer hoe die sterrebeelde lyk. Die 8ste konstellasie is Aries die lam met 'n hoofletter. Ons ken dit as die ram of die steenbok. Sy medewerkers is Cassiopeia, dis die vrou op die troon as die sinnebeeld van die verloste bruid. Dus Cetus, die seemonster en Perseus die breker.
En hierdie hele konstellasie gaan oor Messia, die lam van Elohim, wat ons sondes versoen. Daar is die beeld, regsbo die vrou op die troon, verloste bruid, dan Aries die ram, net bo kan die ekliptika lyn, en linksbo die breker, en dan onder die seemonster. Die 9de konstellasie is Taurus die bil. Sy konstellasies wat help is Orion. En Orion staan vir die jagter of komende prins of ligdraer. Eridanus, die rivier van die regter, en Auriga die herder. Nou die Messia kom weer terug as die heerser, as die herder, as die regter. Dis waaroor hierdie konstellasie gaan. Daar is 'n beeld van hom, Taurus die bil, hy so oor die ekliptika lyn, en dan bo is die herder, en hy hou 'n skapie vas in sy arms, en ons kan raai wie is die skapie, en dan is dit die jagter of die ligdraer Orion, en regs onder die rivier van die regter. Die 10de een is Gemini die tweeling. Sy helpers is Lepus die haas, Canis Major die groot hond of Canis Minor die klein hond. En dit dui as 'n geheel uit Messia wat verwond was, kom om te heers, en die gelowiges word sy gelykenis. Ons word gelykwaardig aan hom. Daar's 'n beeld, die tweeling is ook so bo die ekliptika lyn, 'n deel noord en 'n deel suid, en dan sien 'n mens die klein hond en die groot hond en onder die haas Lepus. Die 11de een is Cancer die kreef. Sy helpers is Ursa Minor, die groot beer, Ursa Major, die klein beer, Ursa Minor, klein beer, Ursa Major, die groot beer, en Argo die skip. En dit dui op die kinders van Elohim, se veilige tuiskoms uiteindelik by hom. Daar's 'n beeld daarvan. Baie mense beeld dit uit as 'n kreef, en interessant, hierdie spesifieke een beeld dit uit as 'n soort van 'n stad, die Nuwe Jerusalem. Kan jy die prentjie sien? Hy's daar oor die ekliptika lyn. En dan kry mense aan die bokant links die groot beer en die klein beer, en onderkant die skip. Die laaste ene van hierdie konstellasies is Leeu die leeu, en die medewerkers daar is Hydra die slang, Krater of Kruiter die beker, en Corvus die kraai. En dit beteken in geheel, hierdie konstellasie praat oor Messia se terugkoms as die leeu van Juda wat oorwin het. Nou ja, daar's 'n beeld vir u. Daai leeu het so 'n bietjie gehavend lyk dit my. Ja, Leeu die leeu, hy's meestal bo kan die ekliptika lyn, dan Corvus die kraai links onder, en Kruiter die beker, en Hydra die slang. Nou dit blyk uit die navorsing dat dit Elohim is wat self hierdie konstellasies al name gegee het, maar meer belangrik, dat hulle syferwaardes ooreenstem met die begrippe, wat dit goddelik bonatuurlik vasmaak. Meeste van die boeke, behalwe enetjie, gee net vir jou die name. En deur die geskiedenis kan jy baie name gaan kry, né? Maar die wonderlikheid is, die syferwaardes bevestig ook die betekenisse van hierdie name, wat meer as wonderbaar is. Wat is die kans dat elke groep sterre se name syferwaardes bevat wat ooreenstem met Bybelse begrippe wat dit bevestig? Mense oor die eeue heen kon dalk die konstellasies se name en beelde probeer maak pas het, né? By die verhaal van verlossing. Maar dat die syferwaardes met die name ooreenstem en klop met die begrippe, dis goddelik bonatuurlik. Dis nie menslik moontlik nie. Nou ons het reeds Psalm 147 vers 4 aangeraam. Kom ons lees Jesaja 40 vers 26. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat die leerskare, ons kan dit invoeg konstellasies, uittrek volgens getal. En ek wonder of hierdie getal nie te doen het met syferwaardes.
Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Het jy al 'n bietjie gedink aan Adam, dat vir al die diere moes name gee? Ek dink hy was 'n bietjie besig. As jy vir al die sterre met name gee, gaan jy millennia van eeue van tyd nodig hê. Nou inderdaad kan ons oë opslaan en in die hoogte opkyk na die leerskare en die sterreliggame wat uittrek met ons syferwaardes, wat die Godsplan vir ons vertel, soos wat ons met die volgende aanbiedingkie gaan sien. Kom ons bid eers net saam en verpoos eers 'n rukkie voor die tweede aanbieding. Groot en almagtig is U, ver bo ons verstand en ons begripsvermoë. En dit het eintlik my verstand duisel, Abba Vader. En help ons met ons ou klein verstandjie dat ons net iets van U heerlikheid gaan verstaan en kan verstaan. Amen.